Het jy al ooit stilgestaan en gedink aan die onsigbare netwerk wat ons hele moderne lewe aan mekaar weef? Wel, ons noem dit informasie- en kommunikasietegnologie of sommer net IKT. Dit is letterlik oral. Dit dryf alles aan. En vandag gaan ons bietjie dieper delf om te verstaan presies hoe dit alles werk. Goed, kom ons skop af met 'n vinnige vraag, net om jou aan die dink te sit. Wees nou eerlik met jouself. Hoeveel rekenaars het jy vandag al gebruik? Dink jy dalk 1 of miskien 2? Ek weet jou, die antwoord is heelwat meer as wat jy dink. Jy sien, rekenaars is lankal nie meer net daai groot bokse op ons lesenaars nie. Nee, hulle is nou in ons sakke, aan ons polse. Hulle bestuur selfs die verkeersligte en bankdienste wat ons elke liewe dag gebruik, sonder dat ons eers daaroor dink. Om hierdie wêreld van tegnologie regtig te verstaan, moet ons eintlik by die begin. So, wat presies is hierdie onsigbare netwerk wat alles aan mekaar verbind? Wel, in kort is IKT soos 'n sambreelterm vir al die tegnologie wat ons help om te kommunikeer en toegang tot inligting te kry. Dink daaraan as die digitale ruggraat van ons hele samelewing. Sonder dit sou so baie van die dinge wat ons as vanselfsprekend aanvaar, doeteenvoudig net nie moontlik wees nie. En nêrens is hierdie digitale ruggraat seker duideliker as in die moderne werkplek nie. IKT het heeltemal verander hoe, waar en wanneer ons werk. Die kantoor is nie meer net 'n fisiese plek nie. Dis nou 'n netwerk van verbindings wat oor die hele wêreld strek. En die voordele, dis baie prakties. IKT maak dit moontlik om van enige plek af te werk. Dit maak kommunikasie blitsvinnig en akkuraat. En dit outomatiseer daai vervelige herhalende take. Dit stel ons vry om op die meer kreatiewe probleme te fokus en dit laat besighede toe om op 'n globale skaal te dink en te produseer. Goed, so dis die groot prentjie. Kom ons zoom nou 'n bietjie in. Tot op die toestelle wat ons elke dag in ons hande hou. Ons alledaagse digitale gereedskap. Hierdie toestelle, dis ons persoonlike poorte tot daardie hele digitale wêreld. En hulle is beslis nie almal dieselfde nie. Of jy nou praat van 'n skootrekenaar, 'n tablet of 'n slimfoon, elkeen is ontwerp met 'n spesifieke doel voor oë en is geoptimaliseer vir sekere take. So, jou skootrekenaar, dis die werkessel vir daai intensiewe take. Jou tablet, ideaal vir ontspanning, media en daai vinnige taakies op die pad. En jou slimfoon, wel dis jou persoonlike assistent, jou kamera, jou GPS en jou venster na die wêreld, alles in een klein pakkie. En as ons na die data kyk, sien ons 'n baie duidelike patroon. Hoe meer verwerkingskrag 'n toestel het, hoe meer komplekse take kan dit hanteer. 'n Slimfoon is perfek vir jou alledaagse produktiwiteit, maar vir iets soos KI-ontwikkeling het jy die roukrag van 'n toegewyde werkstasie nodig. Dit is so eenvoudig soos dit. OK, tot nou toe het ons gekyk na die toestelle wat ons kan sien en aanraak. Nou gaan ons 'n bietjie dieper. Kom ons kyk na die engines wat agter die skerms werk om alles moontlik te maak. En jy weet, tegnologie kom al hoe nader aan ons. Draabare toestelle soos slimhorlosies en fitnessmonitors is veel meer as net bykomstighede. Hulle is eintlik kragtige sensors wat heeltyd data van ons liggame af insamel. Maar wat gebeur met al daardie data? Waarheen gaan dit? Wel, die meeste van die tyd gaan dit na bedieners toe. Dink aan 'n bediener as 'n superkragtige rekenaar wat basies nooit slaap nie. Sy enigste doel in die lewe is om inligting en dienste aan ander rekenaars oor 'n netwerk te lewer 24/7. Hierdie verhouding, die kliënt-bediener verhouding, dis die absolute kern van hoe die internet werk. Wanneer jy 'n webwerf op jou foon oopmaak, is jou foon die kliënt. Hy stuur 'n versoek uit. En iewers in 'n datasentrum, miskien duisende kilometers ver, ontvang 'n bediener daardie versoek en stuur die data blitsvinnig terug. Daai gesprek gebeur miljarde kere elke liewe sekonde. So, ons het van die kleinste toestelle op ons lyf beweeg na die ruggraat van die internet. Nou is dit tyd om te kyk na die absolute reuse, die swaargewigte van die rekenaarwêreld. Dis 'n goeie vraag, want dit plaas die ongelooflike skaal van tegnologie in perspektief. Wat presies skei die klein toestelletjie wat jou tree tel van 'n massiewe masjien wat ons planeet se klimaat kan modelleer? Die antwoord, natuurlik, 'n superrekenaars. Hierdie is die Formule 1 motors van die rekenaarwêreld. Hulle is massief, hulle kos miljoene en hulle word spesifiek gebou om probleme op te los wat vir enige ander rekenaar heeltemal onmoontlik sou wees. Hierdie masjiene pak die mensdom se allergrootste uitdagings aan. Hulle voorspel orkane om lewens te red. Hulle versnel die ontwikkeling van kunsmatige intelligensie en hulle help ons om iets so kompleks soos klimaatsverandering te verstaan. Superrekenaars werk letterlik aan die probleme van die toekoms vandag. Goed, ons het nou die hele spektrum van IKT gesien, van die kleinste sensor tot die grootste superrekenaar.
So kom ons bring dit nou terug huis toe. Kom ons praat oor hoe jy jou eie stukkie van hierdie digitale wêreld kan beskerm. Sekuriteit begin met die fisiese goed. Om jou toestel met 'n eenvoudige kabelslot vas te maak, 'n alarm te installeer of opsporingsagtware te aktiveer, is sulke eenvoudige maar ongelooflik effektiewe maniere om jou belegging teen diefstal te beskerm. Maar fisiese diefstal is net een deel van die storie. Wat van onverwagte kragonderbrekings? 'n Ononderbroke kragtoevoer of 'n UPS is 'n absolute lewensredder. Dis basies 'n batterypak wat onmiddellik oorneem as die krag afgaan. Dit gee jou nie net tyd om jou werk te stoor nie, dit beskerm ook jou hardware teen daai skadelike kragstewings wat dit permanent kan beskadig. En daar het jy dit. Van die foon in jou sak tot die superrekenaars wat ons toekoms help vorm, is IKT die onsigbare weefsel van ons moderne wêreld. Nou dat jy 'n bietjie beter verstaan hoe hierdie ongelooflike netwerk werk, is die enigste vraag wat oorbly: wat gaan jy daarmee bou?